Eugene is in 1967 na die leergymnasium in Pretoria met die uiteindelike doel om 'n B-milgraad by Saldanha te verwerf, maar dinge het om 'n verskeidenheid redes nie uitgewerk nie. Al het hy van die opleiding gehou, was hy geskok deur die optrede en vuil taal van die junior en onderoffisiere. Vir hom het dit gelyk asof hulle enigste doel en strewe is om die troepe te breek en dit het hom ontnugter met die weermag gelaat. Wat die weermag wel gedoen het, was om hom 'n roeping te gee. Die propagandistiese skokdokumentêr Afrika Adieu is vir die troepe gewys. Eugene skryf: In elk geval, daardie dag het ek besluit dat sulke wreedheid nooit in hierdie land sal plaasvind nie. Dat wit mense nie uitgewis sal word nie. Toe, op 19, neem hy die besluit wat sy lewe sou verander. Hy gaan terrorisme beveg. Hy verlaat die weermag na 'n jaar en sluit aan by die Suid-Afrikaanse polisie. Eugene het in Junie 1968 by die Polisie College uitpasseer en was ook 'n troepleier. Daarna was hy uitgeplaas na Benoni, waar hy saam met Koos Brits gewerk het. Brits vertel: Eugene is in my groep ingedeel en ek het hom nog met sy eerste ongelukverslag gehelp. Gou het die man begin boeke vat en eksamens skryf. Dit was duidelik dat hierdie man ambisie het en het later wijksersant geword. Niemand het van diens afgegaan voordat alle verslae nie voltooi was nie. Eugene was egter ook kort van draad. Hy het gou kwaad geword en geen teebattery geduld nie. En as hy kwaad was, het hy erg begin hakel en bleek om die kiewe geraak. Dan het jy geweet om liewer te verdamp. Tog was hy gewild met baie vriende en windgat, dit beloof ek jou. Maar hy was nie heeltemal onoorreedbaar nie. As jy jou huiswerk baie goed gaan doen het en dan met 'n nuwe plan vorendag kom, sal hy na jou luister. Eugene se ervarings as jong polisieman aan die Oosrand het hom geslyp, maar dit het hom ook gehard begin maak. In sy eie woorde was Benoni destyds 'n helse rowwe plek, maar die polisiemanne wat saam met hom gewerk het, was gesoute ou katte en nog rowwer. Eugene skryf: My eerste nag het afgeskop met aandiens om 10:00, 'n voertuiginspeksie en om 10:10 'n bekleierery in 'n hotel op die dorp waar moeilikheidmakers besig was om die plek af te breek. Dit is seker verkeerd van my om so te dink, maar ons het nooit met goeie of ordentlike mense in aanraking gekom nie, net die moeilike elemente. Dieselfde aand was daar 'n paaslaan vir ma half doodgevalle, kindermolestering, betreding, voertuigongelukke, ernstige beserings, messtekery, dronk bestuur, huisbraak en 'n menigte ander kultuurskokke. Tog het ek daardie nag besef dat ek 'n suksesvolle loopbaan wil en gaan maak in die SHP. In 1969, so wat 2 of 3 dae na Kersfees, is ek en konstabel Henny Koetser uitgeroep na 'n rusverstoring, 'n algemene klag daardie tyd van die jaar. Dit was ongeveer 2 of 3 die oggend toe ons by die huis kom waar die klag was. Toe ek en konstabel Koetser uit die vangwa klim, het ons harde klapgeluid gehoor, maar nie gedink as iets om oor bekommerd te wees nie. By die oop voordeur het ons egter afgekom op 'n bebloede vrou in haar nagklere waar sy teen die muur geleun het met 'n skoot in die bors. Toe eers ons besef dat iets ernstig fout was en ons wapens getrek. In die eetkamer het ons 'n man aangetref wat homself toe pas geskiet het en wie se bene nog geruk het. Hy het 'n kopwond gehad en was buite hulp. Die man het 'n 9mm pistool en 'n .22 pistool by hom gehad met nog magasyne. In die eerste slaapkamer het ons 2 klein blonde dogtertjies aangetref, albei met 'n skoot op die kroontjie van haar kop. In die volgende kamer 'n vrou, dood, ook koelskote, en 2 seentjies, nog baie klein, ook met koelwonde in die koppe. In die hoofslaapkamer toe kom ons af op 'n polisieman, speersersant Corrie Strydom wat in sy bed doodgeskiet is, en in die sitkamer staan 'n kersboom, met ligte wat flikker en speelgoed. 'n Huis vol lyke, kinderlyke in die Kersgety, en die begin van my eerste slapelose nagte en nagmerries. Daar was geen rede waarom hulle moes sterf nie. Ek het in daardie vroeë oggendure in die lug opgekyk en gevra: Slaap jy? Hoekom die kinders? Dit was 'n Kersgety met 'n bitter angel. Ek was pas 20 jaar oud. 'n Ander voorval wat my altyd sal bybly was 'n ernstige motorvoertuigongeluk waarop ek en konstabel Koetser een Sondagmiddag in 1970 afgekom het. 'n Swaar motorfiets het 'n trompopbotsing met 'n motor gehad. Op die toneel het ons die gewone prosedure begin volg en beheer geneem van die toneel, die verkeer gereguleer en die opmetings gedoen. Ek het na die liggaam van die motorfietsryer gestap om seker te maak dat hy oorlede is. Eers het ek gedink ek hallusineer, want ek het direk van die onderkaak en die tong in die keelgat afgekyk. My asem het skoon weggeslaan en ek kon net daarna staar. My vingerpunte het yskoud geword. Toe ek tot verhaal kom, het ek na die res van die kop begin soek. Ongeveer 10 meter van die liggaam af het ek die brein gevind.
Nog 5 meter verder vind ek die valhelm, maar verder niks. Die skedel was nog soek. Terug by Koetser sien ek kyk af na my hande en hy vra of ek my beseer het. My hande was vol bloed. Toe ek in die valhelm kyk, sien ek dat die oorledene se skedeldak die voering aan die binnekant van die valhelm uitmaak. Eugene vertel ook baie van sy tyd in Rhodesië. Ek is laat in 1968 opgeroep vir my teen-insurgensiekursus en voor Kersfees is ek by die Victoria waterval in Rhodesië geplaas, wat die grensbasis van die SAP se teen-insurgensie-eenheid was. Die dae in die Rhodesiese bos was te gemaklik, asof daar nie terrorisme was nie. Met my militêre agtergrond kon ek egter reeds leemtes identifiseer in ons toerusting, formasies en getalle as ons werklik in 'n geveg moes inloop. Dit was egter 'n geval van, hou jou bek en gaan aan met jou werk. Die alles is alright syndroom, solank niks gebeur nie. By een van die indringendste kursusse langs die Bambay rivier het ek gesien hoe die Rhodesian African Rifles optree. Dit was die eerste keer wat ek sulke professionele en vasberade gevegsmoed en gevegvermoëns waargeneem het. 'n Swart eenheid, met 1 of 2 blankes, het op daardie jeugtige ouderdom vir my na die antwoord gelyk. Die swart lede in elk geval. Die blankes was baie goed, minder konvensioneel, maar nog te konvensioneel vir die onkonvensionele terroris wat ons moes konfronteer. Ek was nog te jonk om enige impak te hê, alhoewel ek my gedagtes die dag aan my vriende gemeld het. Hulle antwoord was, "Fok die bos man, min daar, ons sorg net dat ons by die huis kom." Uit hierdie tyd staan 2 voorvalle uit. Die ene het dalk nie so 'n groot impak op my gehad nie weens my jeugtigheid en onbegrip, maar daar was koelbloedigheid en moorddadigheid in die vyand se optrede. Die tweede voorval het my geskok en my laat besef dat ons nie met mense te doen het nie. Die eerste voorval het in die vroeë 70's plaasgevind, toe 5 lede van die SAP wat by die Victoria waterval gestasioneer was, deur terroriste van Zirpa Zanu gevang is terwyl hulle in die Zambezi rivier swem. Die een polisielid is lewend gehou, maar die ander is 'n end verder weggeneem en se muur doodgeskiet. Ons het die eenheid gaan aflos en die mense het vir ons die plek uitgewys waar hulle vermoor is. Die liggaam van die ander polisieman is nooit teruggevind nie. Selfs gedurende die vredesamesprekings tussen die destydse eerste minister John Foster en die Zambiese president Kenneth Kaunda kon geen antwoorde gevind word nie. Veiligheidsinligting wat ons in brokkies bereik het daarop gedui dat die ontvoerde lid so gemartel is dat hy as gevolg daarvan dood is en dat die wat se muur vermoor is eintlik die gelukkiges was. Die beeld wat ek gehad het, was dat as jy oorgee of jou hande opsteek, jy gevange geneem sal word en ingevolge sekere bepalings, onder andere die van die Geneefse Konvensie beskerm sal word. Hierdie beeld is finaal verpletter in 1974 tydens my diens saam met Pato. Ek het van die Rhodesiese polisie verstaan dat geen konvensie van watter aard ook al vir hierdie sogenaamde vryheidsvegters iets beteken nie. Ek het nooit self 'n kopie van die konvensie ontvang nie en was nie onderrig in die konvensieprotokol nie. Ek het ook nooit een gevind by enige terroris nie. Die tweede geval was regtig baie erg. Tydens 'n tweede poging tot vredesonderhandelinge tussen Rhodesië en die sogenaamde vryheidsvegters met Suid-Afrika, Brittanje en Zambië as fasiliteerders, is alle magte in Rhodesië aangesê om met die inwerkingstreding van die skietstilstand glad nie na enige terroriste te vuur nie, al word ons hoe uitgelok. Die terroriste kon hulself ook oorgee en vrylik rondbeweeg sonder wapens. In die tyd is 'n groep van ongeveer 7 SAP-lede en 1 swart lid van die British South African Police die een oggend met 2 vragmotors na Mount Darwin gestuur om die voertuie te laat diens. Op die grens van die Mazuru-rivier het hulle 'n groep swart mans se kamoufleerdrag opgemerk wat duim gooi. Dit was lede van die Zirpa Zanla magte. Toe die voorste vragmotor stilhou, het die een opgeklim en 'n pistool teen die bestuurder se kop gedruk. Die ander lede, wat agter op die tweede vragmotor was, is ook so aangehou. Die mans het skielik AK-47's uit die bosse uitgehaal. Al die polisielede is gevange geneem en na 'n nabygeleë winkel geneem waar hulle uitgestal is as gevangenes en verneder is. Daarna het die terroriste met ons polisielede vertrek. By die Mazuru-rivier het hulle op die lede begin skiet. Die Mazuru-rivier was in volle vloed. Toe hulle probeer ontsnap, is daar aanhoudend op hulle gevuur. Sover ek weet, het al die lede buiten 2 dit oorleef. Toe die boodskap ons bereik, wou ons onmiddellike opvolgoperasie loods, maar die terroriste het oor die Mazu-brug beweeg na 'n gevriesde gebied waar geen ander veiligheidsmagte mag beweeg het nie. Die vryheidsonderhandelings was nog aan die gang en ons kon nie optree nie. Die samesprekings het uiteindelik op 'n 0 uitgeloop, maar toe was dit reeds te laat om 'n opvolg te doen. Hierdie sogenaamde humaniste met hulle AK-47 gewere was nie demokraties soos hulle voorgegee het nie.
Ek het daardie dag besluit om hierdie skuim, hierdie gemors wat onder 'n vaandel van geregtigheid optree, te beveg met elke moontlike denkbare bron tot my beskikking. Eugene vertel ook hoe die plaaslike bevolking betrek is tot die oorlog. Diegene wat die bevrydingsmagte oftewel terroriste teëgegaan het, is dikwels onderwerp aan die sogenaamde Rhodesian Way. Ek het vroeg een oggend 'n voorbeeld hiervan beleef, toe lede van die Rhodesiese veiligheidstak by die Pato-basis opgedaag en gewapende begeleiding versoek het om 'n moord te ondersoek wat 'n vyand 'n paar kilometers vanaf die basis gepleeg het. Die slagoffer is die vorige nag professioneel gemartel en doodgemaak en as 'n bosboodskap aan die plaaslike swart bevolking vertoon. Wat sy misdaad was, sal ons nooit weet nie, maar die oorlogsgedragreëls en regsbeginsels het net vir die veiligheidsmagte gegeld en nie vir die terroriste nie. Die vermoorde man is met 'n driehoekige soort priembajonet gesteek wat aan SKS gewere en ook aan die Chinese weergawe van die AK-47 gevind is. Van sy tone tot by die maarmedies, toe in die knieë, die bobene, geslagsdele, toe die maag, die bors, die mond, gesig en later die oë. Nie een wond sou op sigself dodelik gewees het in tye van die marteling nie, maar wel uiters pynlik, tot op die punt van dood en weer terug. Eugene som op hoe hy sy latere aksies geregverdig het. Daar is in alle oorloë magte beskikbaar wat die grondwet en die reëls van konvensionele oorlogsvoering omseil. Hulle tree onreëlmatig en onkonvensioneel op. Vir hulle is alles geoorloof. Hulle argument is, ons wys die vyand hoe die oorlog teen hulle gevoer sal word. Ons sal hulle hul eie medisyne laat proe. Met hierdie beeld vars in my geheue het ek my dienstyd in Rhodesië afgesluit. Wanneer ek terugkyk, dink ek my emosionele afstomping het reeds in hierdie vroeë ervarings as 'n jong polisielid in Rhodesië begin. Die besluit waarmee ek daar weg is dat hierdie soort monsters wat ons al van die Belgiese Kongo af sien optree, nooit toegelaat moet word om in Suid-Afrika oor te neem nie. In die lig van die beskuldigde se persoonlike omstandighede het die hof beslis dat die beskuldigde die oortredings in 'n spesifieke konteks en tydvak gepleeg het. Hy het daarna gestreef om op te tree volgens 'n ideologie waardeur hy sedert sy jeug beïnvloed is en wat deur die invloed en die voorbeeld van ander polisielede en die beskuldigde se senior offisiere versterk is. Sowel bevelvoerende offisiere as politici het sy optredes goedgekeur deur toekennings en eervolle vermeldings aan hom te gee, het sy in opdrag of uit eie beweging opgetree het. Die beskuldigde se godsdienstige oortuigings, patriotisme en geloof dat hy deur sy optrede sal voorkom dat 'n beskaafde bestel ondergaan, het hom laat optree in stryd met norme wat hy andersins waarskynlik sou gevolg het. Dit was regter Willem van der Merwe tydens die vonnisoplegging deur Eugene de Kock se verhoor op die 30ste Oktober 1996. Dankie dat julle ingeskakel het. Volgende keer kyk ons na Eugene se belewennisse tydens die Grensoorlog, waar ons meer konteks kry oor hoe hy opgeëindig het as die bevelvoerder van Vlakplaas. As julle van die video gehou het, like en subscribe asseblief en deel die video op sosiale media. Tot die volgende keer, volhard en hou koers.